ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. En vandag gaan ons vir Joshua Werner van Staden doop. Hy is die seun van Reinhard en Rina. Hulle is al ek dink 8 of 9 jaar lidmate van ons gemeente. En hulle is geseën met 'n klein ding. Joshua is 'n Bybelse naam wat die Here vir hulle gegee het, en Werner is Reinhard se pa se naam wat oorlede is. So dit is vir hulle baie wonderlike tyd vandag, en oupa en ouma, Rina se ouers is ook hier vandag, so baie welkom ook vir julle. Ons weet dit is 'n baie spesiale dag vandag. Nou voordat ek die doop gaan bedien, wil ek graag eers vir julle verduidelik wat die doop beteken. Die doop wil 5 goed vir ons sê. En ek gaan net vir jou bly sê tot jy dit eendag vir my kan terugsê. En die eerste ene wil die doop vandag vir Joshua sê dat hy moet weet, en almal moet dit weet, en jy moet dit weet, en die bose moet dit weet, is dat hy is die eiendom van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hoekom ons hom doop, en die naam van God die Vader en Seun word oor sy lewe uitgeroep. En ek het al vir julle gesê dat kinders wat gedoop is en later hulle geloof afsweer en selfs by satanisme betrokke raak, sê die sataniste vir jou, hulle kan net tot 'n sekere vlak gaan, want God het te hou vas op hulle. Hy is hulle eiendom. Die tweede ding, ekskuus ek het dit bymekaar, is dat die Vader wil vandag vir hom sê, ek verbind myself, ek sluit 'n verbond met jou. Dat jou eie vader sal nie altyd hier wees nie, en jou moeder nie, maar ek sal altyd jou ewige Vader wees. Baie, en net soos die verhaal wat Jesus vertel het, die gelykenis van die verlore seun. Daar is niks wat jy kan doen. Wat sal God vir jou sê, wat maak het ek jou minder sal lief hê nie? Huil oor jou sal ek. En jy is altyd welkom om terug te kom soos die verlore seun. Onthou dit. En dan die derde, is soos hierdie kom wat ons vandag gebruik, so kom het hulle altyd gebruik om die bloed wat geoffer is te gaan sprinkel op die ark se deksel, dan kan die volk weet vir 'n hele jaar die vrymoedigheid om by God te sit. Vandag is die water in. Maar die doop wil in die derde plek vir Josua sê, dat jy moet onthou, dat Jesus se bloed het jou binne gereinig, en jy sal altyd die vrymoedigheid kan hê, om na God toe te gaan, in gebed en met jou lewe. Jy hoef nie weer iets te offer nie, die enigste wat jy moet doen is om hy te aanvaar, en dat hierdie waarheid ook jou waarheid is. En dan in die vierde plek, wil die doop vir hom beloof, dat die Heilige Gees sal altyd in sy hart werk. Nie daar bly nie. Die Heilige Gees bly is in mense wat besluit het om saam met God te pad te loop, sê Jesus in Matteus 14. Maar omdat sy ouers gelowiges is, en ons doop net kinders van gelowige ouers, is die Gees in hulle. En hulle het 'n boekie, Lola gaan hom nou vir hulle gee, 'n Bybeltjie, en daai Bybeltjie as hulle hom lees, sal die Heilige Gees op die vlak van Joshua se verstaan, soos jy ook klein was, laat verstaan dat jy gevoel het dat daar 'n God is, en later begin jy besef wie hy is, en hy word jou vriend, hy word jou verlosser, en later ontdek jy hom ook as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die werk van die Heilige Gees. Ek sal net nou by die preek ook kom, wat daarna met jou moet gebeur. En dan in die 5de plek, wil die doop vandag vir hom sê, soos jy 'n weier gesin het, hy het 'n oupa en 'n ouma, hy gaan hopelik later nog, Rina sê nog so 5 of 6 boeties bykry, het hy ook 'n geestelike gesin, en dis ek en jy, wat hier is, en wat deel is aan die dra, en van hom, van jouself, en ook van die koninkryk, en is sulke ongelooflike, wonderlike nuus. En ek hoop jy weet, dit is wat jou doop vir jou beteken. So ek gaan nou vir Reinhard en Rina vra om vorentoe te kom. Ek dink oupa en ouma gaan vir Joshua inbring. Ja, julle kan nie bo kom staan, baie dankie. So ek wil vir julle, om seker te maak dat julle nie uit gewoonte of bygeloof die doop gebruik nie, wil ek vir julle die volgende vraag vra. En die eerste is, glo julle dat God die Vader die aarde geskep het? Die tweede en dat Jesus gekom het om die sondeval se verkeerdheid te kom regmaak? En in die derde plek, dat die Heilige Gees vir ons gees om eintlik die lig te laat skyn. En dan in die vierde een, glo jy dat die Bybel die woord van God is, wat hy vir ons gee het, om vir ons dit te vertel, en dat die leer wat ons in hierdie kruispadgemeenskap leer, die ware leer
van saligheid is. Wat is julle antwoord? Ja. Ja. Op grond daarvan sal ek graag wil hê dat oupa en ouma nou vir Joshua inbring en die wil kom staan en dan gaan ons die sakrament van die doop aan hom bedien. Ons neem hierdie ook op, so ons sal dit ook vir hulle gee, dat hy ook kan kyk eendag as hy groot is, na die liefde van God vir hom. So oupa moet hom vir jou gee, ek vat hom by jou, ek doop hom en ek gee hom vir jou, want julle is almal verantwoordelik saam met ons vir sy geestelike grootmaak. Goed meneer, is jy reg vir die doop? Hy lyk van heel reg. Daar sê probeer lekker, laat jy met so lekker lê, daar sê. Vader, ons bid ook, Heilige Gees, dat U hierdie sakrament van die doop nie net aan hom en hulle familie nie, maar aan ons almal sal seën. Joshua Werner, verstaan en ek doop U in naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dankie Vader dat ons weet sy naam is opgeteken in die boek van die lewe en van die Lam. Mag die lig wat hom sal omring, Heilige Gees, het U het gebruik om hom te vertel van 'n ander wêreld, 'n groter wêreld, waarin U leef en waarin ons deel is. Amen. Goed, nou die belofte, beloof julle twee, julle wat hom nou gekry het, hy behoort eintlik aan God, né? Dat julle hom sal groot maak in die weë van die Here. Wat is julle antwoord? Ja, mag dit so wees, liewe gemeente. Hulle het hom hier gedoop, want dan wil hy julle met hom groot maak. Is dit ook julle belofte om te kyk, dat hulle hom sal so groot maak, en waar julle is die pad kruis? Wat is julle antwoord? Baie dankie, dit is 'n goeie kruispad gemeenskap hierdie. Ek wil vir Lolla vra om vir ons vir julle Bybeltjie te gee, eintlik vir hom 'n Bybeltjie te gee, sy eerste Bybeltjie is. Dankie Lolla, namens ons gemeente. Sy doopseeltjie is voorin, so jy kan ook daarna kyk hoor. Dan sê. En ons wil graag vir julle baie geluk sê. Dawid gesê geseënd is hulle wat kleinkinders sien, en ek weet hierdie is ook 'n getuienis dat julle donkie by die water gebring het. Sy homself gedrink het, maar julle het goed gedoen. So ek hoop julle baie vreugde, baie geluk vandag vir julle. Ons wil graag vir julle 'n seën sang. Ons gemeente hou julle hande uit na hulle toe en dan seën ons hulle met die volgende lied. Bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, hy sal genade bewys, hier draai sy gesig na jou, hy sal jou vrede gee. Hy sal genade bewys, hier draai sy gesig na jou, hy sal jou vrede gee. Hy sal jou vrede gee. Baie dankie, kom ons gee lekker hande klap vir hulle, baie geluk. Baie sterkte vir hulle. Dankie, julle kan